Vandag gaan ons 'n komplekse, maar superbelangrike mediese onderwerp ontrafel. Diep venese trombose. Ons gaan dit stap vir stap vir jou uitpak. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n syfer wat jou dalk gaan skok. Hierdie is die beraamde aantal jaarlikse sterftes in die WSA alleen as gevolg van een enkele, dikwels versteekte mediese toestand. So, wat presies is hierdie stille, gevaarlike vyand? Hierdie ding het 'n naam, diep venese trombose of sommer net DVT. Dink aan dit as 'n bloedklont wat diep binne in jou are vorm, gewoonlik iewers in jou onderbeen. Die klont self kan al klaar probleme veroorsaak, maar die werklike gevaar, die lewensgevaarlike deel, is wanneer 'n stukkie van daardie klont afbreek en soos 'n projektiel deur jou bloedstroom skiet reguit longe toe, en dit mense is wat ons 'n pulmonale embolisme noem. Nou, 'n mens sou dink iets so ernstig sal mos met groot rooi vlae en alarms kom, nê? Maar dis juist die ding van DVT. Dit is ongelooflik skelm. Die simptome wat wel opduik, soos 'n dowwe pyn in die been, swelling of 'n bietjie teerheid, is so wel algemeen. Dis die tipe ding wat 'n mens maklik kan afmaak as iets anders. En hier lê die groot kopseer vir dokters. Kyk gou hier. Beenpyn kan 'n spierskeur wees. Swelling, miskien hartversaking. Rooiheid, dalk net 'n valinfeksie. Jy sien, om 'n diagnose net op hierdie simptome te baseer, is amper soos om in die donker te raai. Dis hoogs onbetroubaar. So die vraag is, as die simptome jou so op 'n dwaalspoor kan lei, hoe op dese are vind dokters uit wie werklik in die moeilikheid is, sonder om van elke liewe pasiënt met 'n seer been duur en indringende toetse te stuur? Wel, die antwoord is, hulle raai nie. Hulle gebruik 'n slim stelsel, amper soos 'n telkaart. Hulle begin deur 'n pasiënt se risiko te assesseer, nog lank voor enige groot toetse ter sprake kom. En hier is daardie telkaart, die welstelling. Dis eintlik 'n super eenvoudige kontrolelys. Dokters gaan deur hierdie lys van kliniese kenmerke, soos of die pasiënt onlangs 'n operasie gehad het of die hele been geswel is, en ken punte toe. Op die ou end plaas hierdie telling die pasiënt in 'n lae, matige of hoë risikogroep. Baie slim. En wat hierdie telling dan doen, is briljant in sy eenvoudig. Dit verdeel die hele ondersoek in 2 duidelike paaie. As jy 'n lae of matige risiko het, volg jy een pad. As jy 'n hoë risiko het, volg jy 'n heeltemal ander een. Dis ongelooflik doeltreffend. Vir daardie pasiënte in die lae risikogroep is die eerste stap die D-dimertoets. Dink hieraan as 'n soort rookverklikker vir jou liggaam. As die rookverklikker nie afgaan nie, kan jy amper seker wees daar's geen brand nie. Maar as dit wel afgaan, beteken dit net daar is rook. Dit kan 'n groot brand wees of dit kan wees jy het net jou roosterbrood gebrand. Dit sê nie hoe groot die probleem is nie, net dat daar 'n probleem kan wees. So, vir die hoë risikogroep of vir enige iemand wie se rookverklikker afgegaan het die dokters nou visuele bewyse nodig. Hulle moet die klont sien. En die nommer 1 stuk gereedskap hiervoor is 'n Dieplex ultraklank. Hoekom? Want dis akkuraat, dis glad nie indringend nie en dis heeltemal veilig. Maar hoe werk dit nou eintlik? Hoe kan 'n ultraklank 'n bloedklont sien? Wel, die hele beginsel is verstommend eenvoudig en eintlik nogal elegant. Kyk dis so. 'n Gesonde oop aar is sag en buigbaar, amper soos 'n leesstrooitjie. Wanneer die dokter met die ultraklank sonde daarop druk, druk dit heeltemal plat, maklik. Maar 'n aar wat 'n klont in het, is hard en styf. Maak nie saak hoe hard jy druk nie, daai ding gaan nie plat druk nie. En dis dit. As die aar nie saamdruk nie, is die diagnose gemaak. Dis die aha-oomblik. OK, so die klont is gevind. Die diagnose is bevestig. Wat nou? Nou skuif die fokus na die behandeling, om daai klont te takkel en seker te maak dit regtig nie verdere skade aan nie. Nou hier's 'n algemene wanpersepsie. Mense dink hierdie medikasie, die antistolmiddels, is klontbrekers, maar dis nie heeltemal waar nie. Dink eerder aan hulle as klontstabiliseerders. Hulle keer dat die verkeersknoop erger word en gee die liggaam se eie nooddienste die kans om die gemors self op te ruim. En as ons kyk na die behandeling self, is die storie een van ongelooflike vooruitgang. In die 60s was daar medisyne soos heparine en warfarin. Hulle het gewerk, ja, maar dit was kompleks. Spring vorentoe na die 2010s en skielik het ons 'n hele nuwe klas medisyne, die sogenaamde DOACs. En dit het alles verander.
Hierdie vergelyking wys presies hoekom dit so 'n groot sprong vorentoe was. Met die ou medisyne moes jy gedurig bloedtoetse kry en selfs oppas wat jy eet. Met die nuwe DOACs, geen roetine monitoring nodig nie, geen groot bekommernisse oor kos nie. En dit begin baie vinniger werk. Vir pasiënte was dit 'n absolute game changer. Goed, die aanvanklike behandeling is afgehandel, die gevaar is verby. Maar nou kom die groot vraag: hoe lank moet jy op hierdie medikasie bly? Hoe keer ons dat hierdie hele nagmerrie nie net weer van voor af begin nie? Die antwoord hang af van een ding. Was die DVT uitgelok of onuitgelok? 'n Uitgelokte DVT het 'n duidelike oorsaak, soos 'n operasie. Die risiko dat dit weer gebeur is laag, so behandeling is gewoonlik net vir so 3 maande. Maar 'n onuitgelokte DVT, dis een wat uit die bloute verskyn. Dit is 'n rooi vlag. Dit wys die onderliggende risiko is hoër en behandeling moet dikwels vir baie langer voortgaan. So, kom ons vat alles saam. DVT is algemeen en gevaarlik. Die simptome is misleidend, so 'n slim plan is nodig. Daai plan begin met die welstelling en die D-dimertoets, gevolg deur 'n duplex ultraglank om die diagnose te spyker. Die goeie nuus is dat moderne medisynebehandeling baie veiliger en makliker gemaak het. En onthou, die langtermynplan hang alles af van daardie een vraag: uitgelok of onuitgelok? En dit los ons met een laaste belangrike gedagte. Kennis is mag. Nou dat jy weet wat die risikofaktore is die vraag aan jou: wat is een klein eenvoudige stappie wat jy vandag kan neem om jou eie vaskulêre gesondheid te prioriteer?